Welkom hier by die Rugby Guru. Vandag gesels ons saam met die kaptein van die Griquas, Albert Viervoet Liebenberg. Ons praat oor sy rugbyreis, leierskap, sy tyd in Frankryk, die uitdagings van moderne provinsiale rugby en die toekoms van Griquas. Albert, welkom hier by die kanaal. Baie dankie Johan, dankie dat ek kan deel wees en ons sien uit. Ja, Albert, ons moet begin by die bynaam. Waar kom Viervoet vandaan? So Johan, my oupa het vir Griquas gespeel. Hy het alle jare vir Amazon gespeel en so dan vir Griquas, hy het vleuel gespeel en as hy gehardloop het, dit gelyk of hy 4 voete het. Of 4 bene althans. En ek dink is ook omdat hy sy tree, as hy sy tree gemeet het, was dit 4 voet lank, waar jy gewone mens 3 voet is. My pa het die naam geërf, hy het ook vir Griquas gespeel en toe dit afgekom na my toe, dit is maar soos die name skuif. Ja, nee, definitief. Albert, vertel my so 'n bietjie meer van jouself vir die mense wat jou nie ken nie. Wie is Albert Liebenberg? So, Albert kom eintlik van Woester af, van die Boland. Ek was in HTS Drosdui. Daar vanaf Maties toe, vir 5 jaar. En toe ek so 'n jaar bietjie in Frankryk. Lekker baie rugby gespeel. Ek het geswat ook, of ek het my graad eintlik in Frankryk klaargemaak, ingenieursgraad. En van daar af het oom André my kom haal in Frankryk. En toe kom ek Griquas toe en nou is ek nog tans by Griquas. En ja, ek speel slot, ek kan flank ook speel. En ja, dit is maar net so kort opsommingkie. Ja. Wanneer het jy besef dat jy wil rugby speel in jou jonger dae? Ag, ek dink omdat my oupa ook gespeel het en my pa was dit nog altyd deel van ons. Dit was nooit soos dis die grootste topic wat ons altyd oor praat by families en goedie, maar dit is deel van jou, dit is so 'n bietjie in jou bloed. En van billetjie rugby het ek al gespeel. Ek kan onthou, in Woester 3 en dis nat. Maar jy het jou groot trui aan, nog daai wol gejukkelde trui wil ek amper sê. Een span is die kleur, een span is daai kleur en hulle gooi die bal en jy speel. Maar ek dink die gogga het regtig begin byt toe ek as mens die wedstryd of as jy die dinamika van rugby kan verstaan. Ek dink graad 10 toe besef ek okay, hierdie game is nog interessant, dis meer as net manne wat aan mekaar vas hardloop. Daar's 'n bietjie taktiese effek daarop en van daar af het dit my geaanlok en nou speel ek hom nou nog. Ja, jy was natuurlik op HTS Drosdui gewees op skool. Wat het hulle jou geleer wat jy vandag nog toepas in rugby? Ja, jy hoef nie die grootste te wees nie. Ek dink almal het hierdie idee op skool, jy moet groot wees, jy kan domineer, dat jy in 'n stelsel kan kom. Ewen die skool ook, jou skool hoef ook nie groot te wees nie, maar jy wil in 'n setup wees, as ek dit so kan noem, wat blootstelling gee en Drosdui het dit vir ons gegee. Ek bedoel, Drosdui is een van die grootste, sterkste skole in die Boland. En daai broederskap, dis 'n klomp harde seuns bymekaar en jy speel vir die skool en vir die trots. Maak nie saak of jy nou 100ste op die lok lê van skole rugby nie of 10de of 12de nie, jy speel en ja, ek sal dit altyd hou. Dit is dalk nie die grootste rugbyhelde wat saam met jou gespeel het nie, maar jy weet as jy op die veld draf, daai manne is saam met jou en is in vir 'n riller. Ja, jy het natuurlik Kruiwenweek ook gespeel vir Boland en jy was ook kaptein van daardie Kruiwenweek span. Hoe is dit anders as jou tyd wat jy nou by die Griquas het? Hoe is dit om in die Kruiwenweek te speel en jou pad daardeur oop te maak? Ja, ek dink jy as op skolevlak wil jy altyd vir jy wil Kruiwenweek maak, jy wil daai span maak, veral in jou die unie wat jy is en so dit was Boland vir ons op skool. So ja, dit was 'n groot eer, 'n groot voorreg. Ek het nooit Grand Coma gespeel nie, nooit onder 13 nie, ook nie graad 11 akademie of Kruiwenweekie, so graad 12 toe maak daai deur vir my oop en ons eerste game op Kruiwenweek was teen die WP, toe speel ons nog ons teen groot name. Ons het nou nog vir die Stormers speel, ek wil Damien Willemse, Salman Mourad, Ben Jason Dixon, net om 'n paar te noem. En ons het goed gedoen. Ek bedoel vir Boland was dit 'n great game. En ja, ek bedoel om leierskap daar te kan toon, het dit my gebou. Ek is definitief nie dieselfde leier as ek was nie, maar van daar af jy lê grondslagfases en jy ontwikkel as 'n leier. Vanaf universiteit toe ook as 'n leier en nou kan ek dit toepas en wat 'n eer dit nie is nie.
Ja, jy het nou natuurlik genoem jy was op universiteit gewees by Maties. Hoe het Maties jou ontwikkel as 'n speler? Ja, ek dink mens dink jy moet van skool af rugby, dadelik moet jy in 'n professionele setup kom. Ek is nogals dankbaar vir die pad wat ek gestap het. Ek bedoel, ons het klub rugby gespeel, toe's Maties se klub rugby nog sterk, jy speel in die WP Liga. So jy speel teen groot manne, ou manne en jy's 19, 20 skors en nou moet jy manne wat 34 sterk is op Derbel, Valsbaai, net om die klubs te noem. En dit ontwikkel jy as 'n speler. Ek en daarvan af speel jy ook Varsity Cup, is baie vinnige tempo. En as jy daai twee eintlik bymekaar bring, is jy 'n bietjie in 'n professionele setup, maar jy's nog steeds 'n student ook. Daar's 'n bietjie 'n ander lewe as net rugby. Jy's 'n student, jy's 'n jong mens en dan het jy die geleentheid om rugby te speel. Ek dink dit is 'n regte bonus. Ja, jy is natuurlik ook na Frankryk toe, na Lani Mozan, as ek dit nou reg uitgespreek het. Hoe het daardie geleentheid ontstaan vir jou? So ons is in daai bubble, Varsity Cup, ek dink 2021. Baie vreemde Varsity Cup. Ek bedoel, ons almal bly in Tuks, jy skryf examens, jy speel rugby, dis volop rugby. En so begin die ouens die kant toe en daai kant toe, jy moet na die Pumas toe, jy moet Griquas toe, jy moet Cheetahs toe. En niks kom reg deur hier, soos mens hoop eintlik. En my agent sê vir my, maar ons kan jou dalk Frankryk toe stuur. En toe is dit soos, ja, dit klink great. Toe beland ek in Lani Mozan, belos skaap 5000 mense in die dorp. Maar ons speel Sondag, jy speel so tussen 25 en 28 wedstryde in 'n seisoen. En dis nog ons baie rugby, so dit was Federal 1 daai tyd voor dit nog gesplit het van National 1 na National 2 toe. So daai tyd was dit die 4de liga en dis kliphard. Dis regtig Franse manne in die suide. Dis so 'n bietjie suid van Toulouse, baie naby aan die Spaanse grens, so jy's in die hoe kan mens sê, in die sneeuarea, as ek dit so kan noem, in die Pyrenees. En dit was lekker rugby. Ek bedoel, dis stadig, dis veld is swaar, dis koud, dit sneeu, dit is nie Suid-Afrika nie. Dis regtig 'n aanpassing. Maar ek dink dit het my gebou as rugby, dit het my 'n bietjie meer fisies gemaak, dit het my 'n bietjie meer verstaan wat is vaste 5 rugby. Ja, mens kan dit nou dink, jy dink nou Franse rugby, Franse flair. Maar as jy 'n bietjie die suide kyk, dit is regtig, die ouens domineer mekaar. Dit gaan oor scrums, dit gaan oor mauls. En dis net forwards. So dit was nogals baie nice en ja, die blootstelling was amazing. Ja, wat het jy geleer gedurende daardie tyd wat jou 'n beter speler gemaak het? Ja, ek dink die fisiese effek daarvan. Ek hou van hardloop met die bal, om vleuels te jaag vanaf 'n slot. Dis my nice. As ek 'n ou van agteraf kan inhardloop, maar toe begin dit verander. Toe moet jy Georgians en Fijians en daar Samoans. Dis regtig groot eisters wat jy moet speel, so jy kan nie bankstort maak op 'n lekker 6 flank of 'n lekker Suid-Afrikaanse haker wat hulle gaan stop nie. Jy's nou die Suid-Afrikaner in daai span. Almal dink jy's die volgende Bakkies Botha. Meanwhile is jy die helfte Bakkies Botha, so jy moet die manne stop. En ja, ek het geleer om kontak te vat en om kontak te hanteer en hoe met ook in 'n manier, kom ons sê, as die pressure op jou is in 'n hoë kontak situasie en hoe met kom ons sê hanteer, soos ek nou maar gesê het. Ja. Wat is die grootste verskil tussen Suid-Afrikaanse en Franse rugby vir jou? Okay, kom ons begin so. Ek dink baie ouens sal stem met dit. In die topkamers, dis heeltemal anders. Suid-Afrikaanse rugby, ons 'n bietjie motivering, jy dalk 'n afrigter wat op skool vir jou motiveer en ons dalk 'n kaptein of 'n meer senior speler en professioneel wat vir jou met die manne op 'n stasie kry, maar die Franse, dis chaoties. Ek bedoel, die eerste keer ons vat mekaar, ek kyk, daar's nog 'n Suid-Afrikaner, Christian Rust wat saam met my speel. En ons kyk vir mekaar en die manne skree op mekaar. Dit is absoluut chaoties. Dit is asof hulle mekaar op so 'n hoë level wil kry. As hulle op die veld kom is hulle niks werd nie. So dit was nog 'n aanpassing vir my. En dan die passie wat hulle mee speel. As hulle tuis speel, jy verloor jy. Dit is
dis amper sonde en jy word die dorp skei jou amper uit as jy verloor. Maar weggames het hulle so 'n never-minded attitude van dis fine, ons kan maar weg verloor want hulle speel home and away. So hulle daai mentaliteit, daai manne moet ook huis toe kom na ons toe, so sal hulle hier wen. En waar Suid-Afrika, jy speel, jy wil die top van die lok wees, maak nie saak of jy in Kaapstad speel of in Nelspruit of in Kimberley nie. Jy wil elke wedstryd domineer. Ja. Nou sê my Albert, jy's eintlik as mens nou so kyk na jou grootwordtyd en jou skooltyd en na skool, is jy eintlik 'n Weskaap klong. Hoe het dit gebeur dat jy opgeëindig het by die Griquas? So my oupa en my pa kom eintlik van Kuruman af en my ma van Katoo. So ek is eintlik bietjie Kalahari. Ek is in die Weskaap, my pa het afgeskryf toe hy vir Boland begin speel het en toe my ma geswat het op Stellenbosch. So ek het groot geword in Ceres en Woester. Ja, en toe dis hoe maar ek maar Weskaap kind is, maar vanaf ek Kimberley toe gekom het, mens het nog steeds daai koneksies en hulle ken jou pa en hulle ken jou ma en jy het mense wat op die dorp in Kimberley al is Kimberley ver van Kuruman en Katoo af. Mens het vinnig ingeskakel en jy het vinnig besef, jy is eintlik van die wêreld ook. Ja. Nou, wat maak die Griquas so uniek op hierdie stadium? Ek het dit nou al met George en Zayn bespreek, maar van jou kant af, wat maak die Griquas span van die laaste paar seisoene anders as die Griquas van 'n paar jaar terug? Ek dink enige ou met enige naam kan kom die kant toe. Ons almal is op een lyn. Daar's een wit lyn, almal staan agter hom. Daar's jy's 'n hoorspeler, jy het hierdie tipe statusie. En ewen as jy gaan vinnig uit. Die span werk jou amper uit. So dit is die lekker dinge van hierdie span. Maak nie saak wie speel nie. Ons almal staan agter mekaar. Ons is almal groot vriende. Ek bedoel Kimberley is maar beperk met kan doen. Want ons kan gaan goed, maar dis 'n broederbond en as ek dit so kan noem. Maar ja, dit maak dit special. Ek bedoel, maak nie saak of jy in nood is of enige speler staan na jou toe kom en jou kom help. Ons het altyd tyd vir mekaar, al is dit koffie voor die tyd of ons gaan uit. Maak nie saak nie, dit is regtig ouens gee om vir mekaar. Ja, Zayn het dit nou die dag genoem in sy onderhoud. Hoe belangrik is die ondersteuning van die Kimberley gemeenskap vir julle as span? Baie belangrik. Ek dink dis 'n goeie vraag. En ja, ek dink Kimberley het 'n groot effek op ons. Dis ons dorp, dis ons mense, dis die mense wat op die paviljoene is. Dit is maar net so, as er meer mense op die paviljoene is, jy het so 'n bietjie 'n honger op jou, want jy wil hulle nie teleurstel nie. Ek dink is die groot ding, so ons speel vir 'n gemeenskap, maar die Noord-Kaap is groot. Ek bedoel, die Noord-Kaap strek wyd en ons speel vir al daai mense en jy het dit gesien veral na die Currie Cup eindstryd, vir hoe baie mense dit beteken en dit het reg jou kop laat dink soos joh. Jy speel nie net vir jou die 23 ouens wat op die veld is, jy speel reg vir 'n baie groot gemeenskap. Ja. Ja, nadat Siebert Dlamini beseer geraak het en toe nou weggegaan het by die Griquas, het jy die leierskap basies oorgeneem by die Griquas. Hoe sou jy jou leierskapstyl beskryf en was dit maklik omdat jy as 'n leier voorheen in die Kruiwenweek vir Boland ook opgetree het? Hoe het daai aanpassing vir jou gevoel? Ja, ek kan nie sê dit kom natuurlik nie. Mens jy het so 'n bietjie verantwoordelikheid wat moet jy vat, maar ek dink dit is omdat ek al so 'n tydjie is. Ek is die 5 tot ek maak die lynstalbewegings, dit kom deur my en met my verhouding met George ook. Ek bedoel, ek verstaan die wedstryd, ek lei van voor af en ek het al so 'n bietjie meer, nie sê nie, maar ja, jy het 'n bietjie jonger oudjies wat na jou toe kyk. Ek is al 28 amper. So ja, dit het op die einde baie natuurlik gekom en dit is 'n groot eer. So dankie sê vir Coach Piet en die span wat my vertrou op hierdie rol wat ek speel. Ek wil sonder hulle het ek nie reg gespan om te lei nie en maak nie saak of ek nie speel nie of so nie. Ons is 'n redelike sterk leiergroep ook. Dit is wat Pieter Berg nog ons goed doen. Hy identifiseer leiers en hy
ontwikkel hulle. Hy gee hulle geleentheid in die span en in die omgewing en ons werk met mekaar op die leiers. En so enige ou kan amper in dit slot. Ja, sê my, hoe hanteer jy die druk van kapteinskap as dinge begin moeilik raak? Verander mense spelpyl sodra jy daai kapteinskap oorvat met meer verantwoordelikheid? Ja, jy kan nie meer oor jouself dink nie. Jy sê vir iemand en hy vat die leiding en so jy moet die leiding trek, jy moet die lyne trek vroeg in die wedstryd, maak nie saak of jy voor of agter is nie. En jy moet daarby hou. Wat jy sê is wat jy doen en die manier hoe jy speel is maar die manier hoe hulle ook aanlokkend is. As jy op jou knieë gaan staan en jy kan nie die boodskap oordra nie in die manier hoe jy speel nie, dan gaan niemand vir jou luister nie. So partykeer moet jy net manne bymekaar kry. Dalk is dit een of twee goedjies wat los is en as jy die groep op een rigting kan kry, dan kan die trein weer loop. Ja, jy sê nou jy's nou al 28 en daar's natuurlik 'n paar jong manne wat deurkom deur die stelsel, waarvoor jy 'n rolmodel is. Wie het die grootste invloed in jou loopbaan vir jou gehad? Ek dink op matiese vlak Johan Momsen. Hy het ook Griekwas toe gekom, so ek het hom ook gebel net voor ek gekom het en gevra hoe is dit, gaan musiek aanpas en baie wat ek maar nou ook gesê het hy vir my ook gesê. Ek dink dit is 'n groot ou om na te kyk en ja, ek bedoel jy speel soms spelers wat baie ouderdom is. George is vir ons almal 'n voorbeeld en even Dylan Maart ook wat nou vir ons speel. Almal het 'n storie en sodra jy 'n ou se storie kan hy het vir jou kan vertel en jy kan verstaan eintlik hoekom hy speel, maak dit vir jou sin hoekom jy in 'n omgewing soos die wil wees. Jy wil vorentoe gaan en jy wil die volgende generasie ook 'n geleentheid gee om dit te kan doen. Ja, julle verloor amper elke seisoen spelers aan ander spanne omdat die Griekwas nou nie regtig in 'n internasionale kompetisie speel nie en die Toyota Challenge is basies die kompetisie wat nou so 'n bietjie internasionale blootstelling vir julle gee. Hoe beïnvloed dit die span elke jaar as daar spelers weggaan? Ja, dit het 'n effek. Jy moet so 'n bietjie weer bou, jy moet manne weer op dieselfde bladsy kry in terme van die spankultuur. Spankultuur is 'n groot ding. Ek het nou al gesien as 'n spankultuur nie werk nie, dan is dit moeilik dat jy gaan nie trofees en wedstryde sommer maklik wen nie. En ek dink Pieter Berg doen dit regtig goed. Hy kontrakteer manne wat baie dieselfde dink, dieselfde manier van spel, dieselfde manier van oordra. En as daai manne 2-3 jaar saam kan speel, is dit goed. Maar mens verloor spelers en dit is rugby. Ek bedoel, manne wil nou hoor unies toe gaan, party ouens met carrière-enders vat en dit is maar net hoe die game gaan. Ja, met die Currie-beker wat julle verlede jaar gewen het en deur die verloop van die SA beker het julle gelyk soos 'n span wat gaan absoluut almal vernietig wat voor julle kom hierdie seisoen. Wat sou jy sê is die span se groot sterkpunt op hierdie stadium? Johan, dit is daar's net 'n paar. Ek dink kontinuïteit, veral vanaf die Currie Cup is regspelers verloor het, dalk hier en daar ene, maar die groep is nog dieselfde mindset. En ons groot ding ons vind 'n manier. Coach Piet sê altyd find a way. Dis altyd ons slagspreuke. En Griekwas doen dit nog altyd. Maak nie saak of ons agter is teen 'n groot unie of teen die Pumas of wat ook al nie. Ons moet 'n manier kry en vir die mense wat ook vir ons ondersteun en vir onsself te bewys, ons is nie soos die telling is of wat gebeur, ons is nie daai standaard nie. Ons het speel op 'n hoër standaard en ons wil ook amper speel asof ons 'n Yorkshire span is. Ja. Op daardie noot, wat sal julle bestempel as 'n suksesvolle jaar hierdie jaar? Ja, weer die Currie Cup te wen. Ek moet weer aan Kimberley kom staan. Maar dit gaan vat. Dit gaan van elkeen van ons vat. Dit gaan dalk meer vat as laas jaar. Laas jaar was ons glad nie eens in gesprek om dit te wen voor die Currie Cup nie. En nou het ons 'n bietjie, nie sê 'n label op ons naam nie, maar mense weet ons kan dit doen. So daar gaan 'n verwagting wees, maar ons moet mense ook bewys dat ons kan dit doen. Ons kan dit weer Kimberley toe bring en die mense van die Noord-Kaap weer sy goue koppie bring.
Ja. Wat is jou doelwitte vir die res van die jaar en kom ons sê vir volgende jaar? Ja, nou is dit gefokus op die Currie Cup. Of ek nou speel of nie, is om die ouens regtig in lyn te kry en in 'n kop in hulle, kom ons sê, hulle mindset te werk om te weet ons is goed, ons kan dit doen en dan ja, alles te gee in die Currie Cup en dan van daar af sal ons sien. Goed, is nog nie vas heeltemal nie, maar ons wag maar nog wat kom. Ja, soos ons vroeër genoem het, jy is nou 28. So jy het nog redelik baie jare oor vir 'n voorspeler het kan mens nog amper speel tot 36, 37, 38. Het jy enige ambisies om nog vir 'n Verenigde Rugby Kampioenskapspan te speel en vir wie sal jy heel moontlik speel as jy die geleentheid kan kry, as jy kan kies? Ja, definitief. As ek kan URC speel, dit sal die volgende stap wees. Ek bedoel, dit is maar waar ons almal vir mik is om in die volgende stap te kom. So ja, definitief of die Stormers of die Bulle, ook die Sakie, maar solank ons net die try weer kan oor 'n man se kop kan trek, 'n nuwe 5 try, dan is dit vorder. Ja. Ek gaan vir jou gou 'n paar vinnige blitsvrae vra. Ons kan deurgaan. Grootste grapmaker in julle span heidaglik? Damian Marcus. Moeilikste teenstander teen wie jy gespeel het? Ek sal sê die Lions in die final. In die Currie Cup. Beste speler saam met wie jy al ooit gespeel het? Ek sê Dylan Maart. Gunsteling stadion in Suid-Afrika? DHL Stadium. Wie kom eerste by die oefeninge aan? George Whitehead. Wie is die slegste bestuurder in die span? Kon hom hou nie. As jy 3 ouens kon kies vir 'n braai, wie sou jy kies en hoekom? So wat in my span is, so Carl Els, Janko Eis en Gustav Erlang. En vir wie sal jy nie vertrou met die tang nie? Ja, lange is dan nie daar nie. Tussen daai 3, ja, hulle al 3 kant, so dis maar moeilik een. Ja. As jy eendag terugkyk op jou loopbaan, waarvoor wil jy onthou word? Ja, ou wat 80 minute kan speel, enige game, enige tyd en regtig alles op die veld los. Watter boodskap het jy vir jong rugby spelers wat groot drome het? Die rugby tyd is kort. Dis regtig as jy kan droom groot en gaan al voor. En veral as jy kan swat ook. Varsity Cup is nie 'n downgrade nie. Gaan doen dit, kry geraad en daarvan af is die deure oop vir jou. Ja. As jy 'n boodskap kan gee aan al die Griekwa ondersteuners, wat sal jy vir hulle sê vir die res van hierdie jaar? Ja, dankie. Dankie Noord-Kaap, dankie Kimberley. Ons sien julle op die veld en ons hoop om julle trots te maak in hierdie Currie-beker en hopelik kom 'n goue koppie en hy staan weer in ons vertoonkas. Fantasties. Baie dankie Albert dat jy vandag saam met ons gesels het hier op die kanaal en ons wens julle voorspoed toe vir die res van die jaar, die Currie-beker, en ek glo met verlede jaar se sukses het julle baie nuwe aanhangers ook bygekry en mag julle daardie beker weer terugbring huis toe. Tot volgende keer toe mense, groetekeers van my kant af. Weer eens baie dankie Albert en geniet die res van die dag.